Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 10de Maart 2025. Ons doen die nuus en kollig en verskeie koerante word net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, laaste verdagte in skietdood van luitenant-kolonel Pretorius gevang. Die nuushoofdtrekke vir vandag lyk so. Polisie lê beslag op duisende perlemoene. Luitenant-kolonel Pretorius se moordenaar vasgetrek. Volgens statistieke neem moorde af in Gauteng. 6 miljoen rand om 6 boorgate te sink. 17 miljoen rand vir stadion, maar steeds nie voltooi nie. SANW soldate in DRK kan terugkeer huis toe. Pypleidings maak dat petrol styg. Die man na wie die polisie gesoek het, as 'n persoon van belang in die ondersoek na die moord op luitenant-kolonel Piet Pretorius, 'n polisiebevelvoerder van Ermelo, is Saterdag aangekeer. 5 verdagtes is aangekeer, kort nadat Pretorius op 16 Januarie in sy polisievoertuig op pad na sy kantoor in 'n hinderlaag gelei en verskeie kere raak geskiet is. Die 5 wat vroeër aangekeer het is Ntobisi Nkosi, 'n oud polisielid, Audrey Kaba, Skukumguzo Skakane, Nyekizo Moyuvo, Valencia Skosana. Hulle word aangekla van samenswering om moord te pleeg, die onwettige besit van 'n vuurwapen, die onwettige besit van ammunisie, asook dwarsboming van die gereg. 4 van die 5 beskuldigdes het hulle borgtog aansoeke in die Ermelo Landdroshof op 18 Februarie laat vaar en sal weer op 10 April in hierdie hof verskyn. Die waarnemende polisiekommissaris in Mpumalanga het op 24 Januarie op Pretoria se roudiens gesê hy sal nie rus voordat die 6de verdagte in die saak ook vasgetrek is nie. Generaal-majoor Nico Gerber, provinsiale hoof van die Valke in Mpumalanga, het die gemeenskap, private sekuriteitsbedryf en ander belanghebbendes bedank wat so positief gereageer het in die soektog na die voortvlugtige. Die owerhede het onlangs op meer as 1000 perlemoene beslag gelê toe 3 vermeende stropers deur die polisie vasgetrek is. Die ondersoekeenhede van die park, see, lug en bergeenheid en sy hondeeenheid, asook amptenare van die departement van bosbou, visserye en die omgewing na die toneel ontbied is. Daar is toe op meer as 1000 perlemoene en ook op 2 voertuie beslag gelê. Dit word na bewering aangedryf deur goed georganiseerde plaaslike en internasionale misdaadsyndikaate. Sandparke doen 'n beroep op enige iemand wat verdagte bedrywighede opmerk om dit by die Tafelberg Nasionale Park se nommer 086 110 4617 aan te meld. Luitenant-generaal Tommy Mtombeni, polisiekommissaris van Gauteng, is optimisties dat die polisie se stryd teen misdaad besig is om te wen. Hoewel daar 'n afname in die getal moorde in Gauteng was, is 1741 mense steeds tussen 1 Oktober en einde Desember 2024 in hierdie provinsie vermoor. Hy het gesê die polisie kan nie alle erkenning kry vir die afname in misdade nie. Hulle het verskeie vennootskappe met onder meer die nasionale regering ingesluit. Hy het benadruk dat die polisie die inwoners van Gauteng weer wil laat veilig voel om in hierdie provinsie alleen rond te beweeg. 48.929 kontakmisdade is aangemeld. Dit sluit in 2.955 seksmisdade, 1.820 sake van poging tot moord, 11.313 van aanranding met die opset om ernstig te beseer en 3.708 sake van roof. Die misdaadsyfer vir Gauteng vir 2024 boekjaar lyk so: moord is 1741 gevalle, poging tot moord is 1820 gevalle, ernstige leed aan en aanranding is 11.313 gevalle, verkrachtings was 2300, onsedelike aanrandingsgevalle was 517 gevalle, motorkapings was 2567, vragmotorkapings het ingesluit 249 gevalle, ontvoerings was daar 2499 aangemeld, rooftogte by sakepersele was 2690 gevalle, rooftogte by huise was 7601 gevalle, veediefstalle in hierdie tydperk is daar net 228 gevalle aangemeld.
Die DA-geleide Fezile Dabi distrikmunisipaliteit in die Vrystaat het glo meer as 6 miljoen rand bestee om 6 boorgate te sink. Een daarvan is in die agterplaas van die munisipale bestuurder gewees. Daar is egter geen boekstawing beskikbaar oor waar die ander 5 boorgate wel gesink is nie. Die koerante berig die gebied wat reg langs die Vaalrivier geleë is, sit gereeld sonder water en die tender was glo 'n poging om te tekort aan groot maat waterverspreiding in hierdie gebied te verlig. Die tender is ook glo toegeken sonder dat die ligging van die voorgenome boorgate geïdentifiseer is. 'n Bron het gesê meer as 4 miljoen rand is reeds teen die einde van die tendertydperk in Desember aan die diensverskaffer oorbetaal. Volgens die bron is die boorgat op Thomas se eiendom op 20 Desember verlede jaar voltooi. Daar is ook 'n gastehuis op hierdie eiendom geleë. Sowat 17 miljoen rand is aan 'n sportstadion naby Rustenburg in Noordwes bestee, maar is net na meer as 2 jaar steeds nog nie voltooi nie. Freddy Sonakile, DA-LPW Noordwes, sê die Rustenburg munisipaliteit het 20 miljoen rand van die nasionale tesorie vir die Klabane Wes sportstadion ontvang. Dit moes binne 8 maande voltooi gewees het, maar die werk is steeds nie klaar nie. Andrew Siyomi, woordvoerder van die Rustenburg munisipaliteit, het bevestig die munisipaliteit het 19,9 miljoen rand ontvang vir hierdie projek en sowat 17 miljoen rand is reeds aan die bou daarvan bestee. Hy het foto's verskaf van 'n reeds voltooide werk op hierdie terrein, wat onder meer 'n sokkerveld en 'n paviljoen insluit. Volgens Siyomi het bouwerk aan die projek in Desember 2022 begin. Die einde is in sig vir die Suid-Afrikaanse soldate wat op 'n rampspoedige vredesending in die Demokratiese Republiek, die Kongo, ontplooi is. Die voorgestelde onttrekking gaan in fases geskied, maar die presiese besonderhede en tydlyne moet nog uitgepleis word. Nagenoeg 2000 Suid-Afrikaanse soldate is in die DRK ontplooi. Die Kongolese rebellegroep M23 het in Januarie beheer geneem oor Goma, hoofstad van Suid-Kivu, as oor Bukavu, hoofstad van Noord-Kivu. In die geveg om Goma het 14 Suid-Afrikaanse soldate ook gesneuwel. Volgens die ministerie van verdediging is meer as 800 rebelle doodgeskiet. Terwyl die groep by Sake tamelik beweegruimte in die basisgebied het, word die soldate by die lughawe veel strenger deur die M23 rebelle bewaak. Dit raak ook moeiliker om te aanvaar dat daar iewers iemand is wat vir ons vrylating beding, want ons kry die minimum terugvoer vir ons vloot of ons leiers van ons vergeet het van die soldate aan die media gesê. Dit is die groot vraag of die rebelle gaan toelaat dat Suid-Afrika sy belangrikste gevegtoerusting sal onttrek. Die gereguleerde vaste koste deel van brandstofpryse kan vanjaar met minstens 5,23 sent per liter verhoog, weens NERSA se jongste besluit oor Transnet se pypleidingstariewe. Dit is as Kwedi Mantashe, minister van Minerale en Petroleumbronne. Die pypleidingstariewe sou gebruik as riglyn vir die vervoerkoste van brandstof van Durban na Johannesburg, lei NERSA se verklaring hieroor. NERSA het in Transnet 'n tariefverhoging van 8,73% toegestaan vir die 2026 boekjaar en 'n verhoging van 5,71% vir die daaropvolgende boekjaar. Die tariewe tree op 1 April in werking. Dit is nog nie seker hoe die departement van Minerale en Petroleumbronne die nuwe pypleidingstariewe in sy prysstruktuur gaan inkorporeer nie. Daar moet ook nog van Woensdag se begrotingsrede gewag word om te kyk of die tesorie die brandstofheffing gaan verhoog of nie, wat die gereguleerde vaste koste deel van brandstofpryse nog verder kan opdruk. Volgens NERSA is Transnet se pypleidingsstelsel die koste doeltreffendste manier om brandstof van Durban na die binneland te vervoer. Die gebruik van die pypleiding verlig die druk op pad en spoor infrastruktuur, het hy gesê. Gauteng in die Weskaap, Suid-Afrika se ekonomiese swaargewigte, is gesamentlik 750 miljoen rand se toewysings van die nasionale tesorie vir behuising en die ontwikkeling van informele nedersettings kwyt weens onderbesteding. Die Gautengse en Weskaapse provinsiale regerings gaan nou onderskeidelik 300 miljoen rand en 200 miljoen rand minder van hulle ontwikkelingstoelaag van menslike nedersettings ontvang. Die toelaag word in die meeste gevalle aangewend om nuwe behuisingsprojekte te finansier. Die twee provinsies se hersiene oorhoofse toewysings beloop nou onderskeidelik 3,6 miljard rand en 1,6 miljard rand. Laat verlede jaar het die DA die Gautengse regering gekritiseer oor die broksgewyse wyse waarop hy behuisingsprojekte aangepak het. Die party meen, die Gautengse regering ontwikkel selde doeltreffende projekplanne
wat die hele siklus van 'n behuisingsskema gaan dek. Gauteng verkies ook die ontwikkeling van sogenaamde mega-behuisingsprojekte wat dan sloer omdat die finansiering wat miljarde rande beloop drupsgewys inkom en lei tot agteruitgang. Onder regters, advokate en die hofklerke is dit 'n gons in die hofgange oor die lugverkoelingsstelsel in die anneks van die siviele hof wat stikkend is. By navraag sê die kantoor van die hoofregter van die hofgebou die eiendom van die departement van openbare werke en infrastruktuur is. In die geval het die kantoor van die hoofregter reeds dienste vir noodherstelwerk bekom, met die gevolg dat daar nog net gedeeltelike herstelwerk aan die geboue gedoen is, so sê die kantoor by navraag. Die Kaapse Balieraad sê die kwessie lei tot onnodige ongemak en hy hoop dat word spoediglik opgelos. Dis nie in al die howe waar daar dubbeld gesweet word om reg te laat geskied nie. Howe in die ouer deel van die geboukompleks waar meeste strafregtelike sake aangehoor word, het nie hierdie probleme nie. Die Springbokke in Japan kan vanjaar vir die eerste keer sedert die kwartfinale van die Wêreldbeker toernooi in 2019 in Tokio weer te mekaar speel. Vanjaar se beplande toets tussen die Bokke in Japan kan daardie bande verder versterk. Tony Brown, een van die Bokke se hulpafrigters, was in 2019 nog hulpafrigter van Japan toe Jamie Joseph die hoofafrigter was. Dis 'n verdere sterk aanduiding dat een van die bykomende toetse teen Japan sal wees. Suid-Afrika en Japan was nog net 3 keer slags sedert 2015. Die Bokke 2 keer gewen, maar in 2015 se Wêreldbeker toernooi met 34 teenoor 32 aan die verloorkant in die historiese groepwedstryd in Brighton gewees. Die beplande 15 wedstryde wat vanjaar wag, is die meeste in 'n enkele seisoen sedert Jake White se span in 2007 in 17 toetse gespeel het. Hulle 12 toetse in 2019, 14 en 2018 gespeel, die jaar toe Erasmus van die Ierse provinsie Munster na Suid-Afrika teruggekeer het. 'n Stad soos Bloemfontein bied tot dusver vanjaar geen toetse aan nie. Die Jota Stadion kan daarom in berekening gebring word om gasheer vir die Japan toets te speel. Die Barbarian stryd sal op 28 Junie gespeel word, 'n week voor die eerste amptelike toets van jaar teen Italië op Loftus Versveld in Pretoria. Ons kom 2 keer in Nieu-Seeland teen die All Blacks te staan. Ons speel ook weg teen Frankryk en Ierland, wat baie moeilik gaan wees. Watter beter manier om te sien of ons spelers dit het wat nodig is om onder sulke enorme druk te presteer, so sê die Bok, hulpafrigter aan die media. Die Rooi Drake se treurmare het in Edinburgh voortgeduur nadat hulle uiteindelik met 29 teenoor 35 die aftog teen Skotland moes geblaas het. Die heel agter Kinghorn het in die 24ste minuut 'n skop van Gareth Anscombe opgevolg om Wales se eerste 3 te druk, maar die Skotte het verwoed teruggeslaan met nog 2-3 deur Darcy Graham en weer Jordan om voor die rustyd met 28 teenoor 8 voor te loop. UFC 313 het vroeg gisteroggend plaasgevind in 'n volgepakte stadion. Groot vegters het in die oktagon geklim en hulle stal agter skoppe en vuishoue gewys. Die hoofvoorgeveg was tussen Justin Gaethje van die VSA en Rafael Fiziev van Kazakhstan en in 3 rondes het daar nie uitkloppe gevolg nie. Gevolglik het die beoordelaars besluit Justin Gaethje het met punte gewen. In die hoofgeveg, Alex Pereira van Brasilië, die kampioen, het teen Magomed Ankalaev van Rusland te staan gekom om die titel te verdedig. In die 205 pond afdeling, oor 5 rondes het Ankalaev vir Pereira verskeie kere teen die kop getref, maar die kampioen geskit het, wat volgens my in sy guns getel het. Die laaste ronde het aan Alex Pereira behoort, maar die beoordelaars het op die finale besluit die geveg aan die rus gegee en hy is dus die nuwe wêreldkampioen in die 93 kg afdeling. Geluk aan Ankalaev met sy titel, wat hy hard voorgewerk het en welverdiend verower het. In die VRK rugby het die Sharks teen die Leeu's gespeel en die Sharks het 25 punte aangeteken teen die Leeu's se 22 punte. Die Sharks se punte het gekom van 4-3 terwyl die Leeu's net 3-3 kon gedruk het. Wat 6 nasie toets rugby aanbetref, het Frankryk weer eens gewys hulle is 'n span om hier rekening te hou nadat hulle 2 weke gelede ook met 'n wen weggestap het teen Italië met 73 goeie punte en Italië net 24 punte. Hulle was ook mooi in beheer in hierdie wedstryd gewees. Die Aviva Stadion in Dublin, Ierland was volgepak met 51.700 toeskouers. Die eerste punt is deur Frankryk aangeteken, maar nie vir doel en daarna het Ierland 'n strafskop deur Pendergast die loskakel oorgesit wat die telling vir 'n paar minute 3 vir Ierland en 5 vir Frankryk gelaat het. Daarna het Frankryk 'n strafskop oorgesit. Die telling was 3-8 punte in die Franse guns en die tweede helfte het Ierland
een keer agter die paal gaan kuier, maar die Franse het hulle bonuspunt in die 62ste minuut wel verdien. Die Franse skramskakel Antoine Dupont is ook vroeg vervang in 'n kniebesering. Die finale telling was 27 vir Ierland en 42 punte vir die manne van Frankryk. Die wedstryd is mooi hanteer deur die skeieregter en sy 2 assistente. En verskeie verwysings is na die TV-skeieregter verwys. Die toeskouers is weer eens getrakteer op die beste rugby in 2025. Die Warriors is in moeilikheid, omdat hulle nie aan Cricket Suid-Afrika se transformasieteikens voldoen het nie in hulle eendagwedstryd teen die Dolphins verlede maand. Volgens KSA se teikens vir plaaslike cricket moet elke span die veld betree met 6 spelers van kleur. 3 van hulle moet volgens die nasionale beheerliggaam se rasklassifikasie etnies swart oftewel Black African wees. KSA raad het die voorval die afgelope week op 'n vergadering bespreek. Daar is egter nog geen uitsluitsel oor of KSA teen die Warriors gaan optree nie. KSA se raad het die reg om spanne te penaliseer deur punte af te trek en selfs boetes vir die spanne op te lê. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy. Stel jy belang in MMA, Jiu-Jitsu, Boks of Skoboks? Kontak gerus vir Coach Warren in Bloemfontein by 065 989 1472. Ons weerberig vir die streek: Messina 23 en 34, Polokwane 18 en 28, Lephalale 19 en 34, Mbombela 18 34, Mahikeng 19 en 30, Pretoria 17 en 30, Johannesburg 20 32, Ermelo 13 en 28, Richards Bay 22 28, Pietermaritzburg 18 23, Durban 22 26, Port St Johns 20 24, Bethlehem 15 29, Bloemfontein 18 31, Allewal Noord 16 30, Welkom 19 30, Vryburg 19 31, Kimberley 20 32, Appington 20 33, Prieska 18 30, Springbok 14 29, Karasburg 18 30, Keetmanshoop 21 32, Mariental 23 34, Alexander Bay 15 22, Brandvlei 16 30, Loederits Bay 18 28, Vredendal 15 29, Kaapstad 18 21, Sutherland 11 23, George 16 19, Jeffreys Bay 19 22, Cabarra 17 23, Rafferenet 15 23, Oos-London 18 22, De Aar 18 in die oggend, 31 grade Celsius in die middag. Ons sakenuus vir die dag wat insluit geldeenhede en ons hulpbronne. Die rand verhandel teen R18.25 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.48. Die euro kos R19.77. Die pond verhandel teen R23.59. Die prys van silwer is $32.56 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $2,911 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $71.32 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename week word vir julle toegewens.